Die ontgroening, nou ja, alle studente glo die ontgroening was aan hulle tyd die ergste wat hy ooit was. Die middag toe ek hier op Cachet afgeklim het, toe het daar 'n hele klomp ou here ons drake en drakone ingewag, en ek was nog nie mooi van die trein af nie, toe het een my das gegryp en hom omgeruk, dat hy agterste voor sit, en ek moes my baadjie agterste voor aantrek, en toe moes ek 'n tas gryp en dra. Die hele klomp tasse het daar gestaan, en ek moes 'n tas gryp en hom koshuis toe dra. Wat van my tasie geword het ek 'n week later eers uitgevind. Met ander woorde, daar die hele eerste week het ek sonder skoon klere geloop, sonder 'n tandeborsel en sonder 'n skeermes. En na 'n week moes ons drake een aand by Tabayé gaan kuier, by die enigste ou dames koshuisie, om met die dames dan ook kennis te maak. En toe staan daar 'n hele klomp onopgeëiste tasse, en my tas was toe een van hulle. Toe kon ek daarom weer my tas kry. Nou die laaste aand van die ontgroening was iets verskrikliks. Hulle het ons heimat se saal bymekaar gebring, liewer in die gang daarbo, en alles was nagdonker, en Baan Smit, die man wat later die Alabama gestig het, ons het toe van Baan Smit se boerband gepraat, hy het op 'n saag gespeel, die riviere is vol, die trane die rol, ek wil huis toe gaan na my mamma toe. Nou staan ons drake almal so in 'n lang ry, en dan kom die ou here, en dan het hulle flitslig, en dan lig hulle so klein in jou oë, klein dowwe flitsliggie, en dan gryp hulle hier 'n ou, en dan sê hulle, hier is hy, en dan sleep hulle hom badkamer toe, en dan hoor ons hoe draai die kraan in sy neusgate oop, dis die pompie Hades, en dan dra hulle hom uit daar, dan gooi hulle hom daar in 'n kamer, en dan sê hy, ja, hy is dood, nee toe, maar hy is nie heeltemal dood nie. Hy sal weer bykom, dan kom haal hulle volgende een. Ek het daai aand manne gesien met harde baard wat huil in soebat soos klein seuntjies, klein babetjies. So bang het hulle geword. Volgende môre toe die ontgroening verby is, toe ons onthef is, toe hoor ons, dit was alles een groot blufspel. Dit was tweedejaars studente wat tussen ons eerstejaars gestaan het, en een van hulle is elke keer daar uitgeruk, en dan soebat en smeek hy, en die kraan het hulle maar sommer oopgedraai daar in die badkamer, en daai wurggeluide het dit nagemaak, die hele ding was een groot bluf geweest, het ons lekker gelag daaroor.